vir alle twee as 'n Sabbat en 'n dankdag sal. So is ek 'n boer of is ek 'n Afrikaner? Ek het eintlik nog nooit oor hierdie saak getwyfel nie. Weet my voorouers aan my pa se kant, hulle het in die konsentrasiekamp daar in Bethuli as boere baie gelei onder die Britse Empire. En weer aan my ma se kant was daar van my familie wat baie ywerig deelgeneem het as Kaapse rebelle aan die slag van Stormberg, ook aan boerekant. So ek het, wat daardie aspek betref, nog nooit enige twyfel gehad nie. Maar dan het ek ook groot geword in 'n huis waar my dierbare vader regtig baie gedoen het vir die Afrikaner saak. Hy het daar in Oos-London, wat destyds 'n baie groot empire gesinde stad was, ons praat van die 60er jare van die vorige eeu, het hy en my ma regtig baie moeite gedoen om die Afrikaner saak te bevorder, om die Afrikaanse kultuur te bevorder, om Afrikaanse toneel te bevorder, en oral op elke gebied om daar vir die Afrikaner 'n staanplek te kry en ook sy stem te laat hoor. So wat Afrikanerskap betref, was daar ook nog nooit by my enige twyfel nie. Ek is 'n boer en ek is 'n Afrikaner. Maar die afgelope tyd merk ek op, en dit het met die jare ook nou al vererger, merk ek op dat daar mense is wat 'n wig probeer indryf tussen boere en Afrikaners. Die boere is dan nou die heel suiwerste, die heel edelste, in baie gevalle die oorspronklike, en die Afrikaners is meestal 'n verloopte volk wat eintlik maar niks vir 'n volkssaak beteken op die lang duur nie. En daar's baie argumente wat gevoer word, en so meer historiese argumente. Sommige kan 'n mens sê meer geldig, ander minder geldig. Wie was nou eintlik die mense wat die groot trek onderneem het? Was dit 'n Afrikaner boerevolk gewees, of was dit net 'n boerevolk, of was dit die oorspronklike Afrikaners? So word daar nou geredeneer, en dan rondom die slag van Bloedrivier en so meer, al hierdie hoogtepunte in die volk se geskiedenis. Was dit die boere of was dit die Afrikaners? Wie was die verraaiers en wie was die wat getrou gebly het aan die vierkleur en aan die Vrystaatse vlag? En natuurlik word daar dan ook ongelukkig allerhande godsdienstige bymotiewe word bygebring by die saak. Dan kan jy nie anders as om aan te neem dat die boer en die Afrikaner nie dieselfde God aanbid nie. Amen. Die edelste boerevolk, hulle gebruik net die Hebreëse name vir die Here, en hulle sal hulle self nou nie laat ontheilig deur name te gebruik wat al deur eeue en eeue deur ons voorgeslagte gebruik is ten opsigte van die Here nie. Dis 'n baie jammerlike situasie, dat daar hierdie wig ingedry word. En wanneer ek na my Bybel kyk en ek lees die Bybel, en ek lees in die Bybel van die volk Israel, dan weet ek, dit is die volk van die verbond, en dit is die volk wat van Abraham, Isak en Jakob afgestam het, en dit is in baie opsigte dan ook vandag die
die benaming van die kerk van vandag, of die kerk van alle eeue, die Israel bedeling wat ander volke ook betrek het, en vandag, wanneer ek hier van Israel lees, dan weet ek, baie hiervan is ook van toepassing op die kerk van vandag. Maar dan is daar ook, in hierdie boek lees ek ook van die Hebreërs. Die Hebreërs was rondtrekkende boere in daardie tyd gewees. Dit is waar die benaming vandaan kom. Hebreërs beteken eintlik rondtrekkende veeboere. En dit is ook 'n benaming, soos ons volk die benaming boere vir hulle self aangeneem het, is dit ook 'n benaming wat destyds met eer en met trots deur die volk Israel aangeneem is. Ja, apostel Paulus beskryf homself as 'n Hebreër onder die Hebreërs. En destyds, toe Josef daar in Egipte land was daar net soos in die moderne tyd, die tyd van ons eie volkse geskiedenis, was daar baie neerhalend verwys na die Hebreërs in Josef se tyd. Dit was mense wat eintlik nou minderwaardig was. Net soos die Britse Empire ons voorgeslagte as minderwaardige boere beskryf het, mense wat eintlik ongeletterd is. Maar dan sien ek ook dat die term Hebreërs, net soos die volk Israel, 'n ereplek inneem, 'n erebenaming word vir die volk van God. En daarom ook, aan die einde van ons Bybel, hier lees ons, aan die einde van die Bybel, lees ons 'n hele brief wat aan die Hebreërs gerig is, aan daardie eenvoudige, rondtrekkende boerevolk. En daar's nie spanning nie. Daar's nie spanning tussen die Hebreërs en die volk Israel nie, en albei het foute gemaak. As ek na ons eie geskiedenis kyk, en ek kyk na die geskiedenis van die Afrikaners, dan sien ek, daar's dinge om op trots te wees, maar daar is regtig ook dinge waaroor 'n mens nie trots sal wees nie. Dinge waaroor 'n mens jou eintlik behoort te skaam. Maar kyk ek ook na die boeregeskiedenis, as dit 'n aparte groep is, 'n aparte volk was, dan sien ek dat daar ook onder hulle baie dwaasheid was. Optredes wat nie ooreengestem het met die Here se woord nie. So aan beide kante, aan die Afrikaners of die boere se kant, aan beide kante was daar mense wat heroïese dinge gedoen het, wonderlike dinge gedoen het, bybelgetroue dinge gedoen het, maar was daar ook mense gewees wat dwaase en dom dinge gedoen het en selfs in baie opsigte verraderlik opgetree het. So is ek 'n boer of is ek 'n Afrikaner? Nee, ek is beide. Ek is 'n boere-Afrikaner, as jy dit dan nou so wil noem. 'n Trotse boere-Afrikaner. Een van daardie volke wat eendag in Openbaring 7 saam met die see van alle volke, van alle nasies, van alle volke die wêreld oor, saam voor die troon van die Lam sal staan en sy lof sal besing, soos dit hier staan.